Net hier omdat jy kerk toe gekom het nie. As jy in hierdie tyd al nie God ken nie, dat hy is nie 'n God van toeval nie. Hy is nie 'n God wat ooit dieselfde optree in elke situasie nie. As jy in hierdie tyd nie al weet, dat God weet presies wat jy nodig het vanmôre nie. Dat jy kan nie God in 'n boksie sit van kerkroutines en kerkhou en gewoontes. Jy kan nie God beheer nie, jy kan nie die volheid van God verstaan nie. En as jy vanmôre jouself gaan oopmaak, sê Here, whatever you want to do in my life. Sê wanneer ek na God toe kom met dit wat ek dink ek nodig het, beperk ek God. Want God weet iets van jou al wat jy nog nie self weet nie. God ken die dieptes van jou wese vanmôre en hy weet presies wat hy binne in jou wil doen en kan doen en gaan doen as jy net vanmôre gaan surrender. En ek wil hê daar waar jy nou staan, sê net Here, Lord, I surrender. Heilige Gees, ek surrender. Ek wil nie kom met vooraf opgestelde versoekies nie. Ek soek U, want as ek U het, het ek alles. En ek wil dit vanmôre vir iemand sê in hierdie plek. Jesus is genoeg. Dis nie Jesus en my pogings nie. Wat verwag hy van my? Ek moet glo dat hy genoeg is. En ek wil vanmôre vir iemand sê, dis goed om te vas. Maar jou vas gaan nie maak dat dit wat Jesus op die kruis gedoen het, gaan werk nie. Jy het vas nodig vir jouself. Dit is waaroor vas gaan. Dit breek jou af, maar dit draai nie God se arm nie. Nêrens kon ek een plek sien waar God en Jesus gesê het, gaan vas 'n week en dan kom jy terug, dan maak ek jou gesond nie. Ek wil vanmôre dit vir iemand duidelik maak, dis nie Jesus en jou pogings nie. Dis nie Jesus en hoe hard ek kan bid nie. Dit is nie Jesus en hoe goed ek die woord. Dit is Jesus en hy alleen. It is Jesus. Dit is Jesus. Dit is Jesus vanmôre. Hy is meer as genoeg vir al ons krankhede, vir al ons siektes, vir al ons infirmities, vir alles waardeur ek gaan. Jesus is en bly gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Wat moet ek doen? Ek moet net reageer op die roepstem van Jesus. I just need to know that He is enough. Hoekom moet ek dan al die? Because I need fasting. Wat het God van my nodig? Gehoorsaamheid. En hy sê elke een wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Wat moes ek en jy doen om gered? Noem vir my een ding wat jy gedoen het, wat gemaak het dat jy kon gered word, behalwe om net te glo. Jy het nie deur 'n kerk opleidingssessie gegaan om gered te word nie. Jy het nie deur 'n kerksberadingssessie gegaan vir verlossing nie. Jesus is genoeg. Ek wil dit vanmôre vir jou sê. Die antwoord is en bly en was en sal altyd wees Jesus wat alles volbring het op die kruis van Golgotha. Dit is net Jesus. Daar's 'n liedjie wat sê, dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God en Jesus.
Dit is Jesus, halleluja. Dis die krag van God in Jesus. Ons het byvoegsels gebring by Jesus. Kry hom vanmôre lief. En as hy op jou hart lê om goed te doen, be obedient. As hy sê vir jou vas vir 'n week, be obedient. Maar moenie dink dat die vas gaan maak dat die kruis werk nie. Dit gaan jou dalk net bring op 'n plek van obedience. En jy moet vandag verstaan, God wil jou help. Hy wil genees. Hy wil red. Hy wil verlos. As jy net daar waar jy staan, sê net vir Jesus, U is genoeg. Sê dit oor die omstandighede waardeur jy gaan. Jesus, U is genoeg. Die moedeloosheid waardeur jy gaan, die siekte waardeur jy gaan, die emosionele storms waardeur jy gaan, die verwerping waardeur jy gaan, die gedagtes van selfmoord waarmee jy worstel, gedagtes van selfhaat, sê vanmôre, Here, U is genoeg. Jesus, U is genoeg. Vader, ek bid vanmôre vir elke een in hierdie plek, dat hulle tot die openbaring sal kom, dat die kruis van Golgotha het gewerk, dat Jesus se dood was suksesvol, sy opstanding was suksesvol, en alles wat hy gedoen het, was suksesvol gewees. En dankie dat ek niks hoef te doen, behalwe om te glo, sodat dit moet lewendig word in my lewe nie. En daarom bid ek vanmôre, God, I pray that you will stir up faith this morning. In the name of Jesus, I pray, God, that you will stir up faith in people this morning, so that they can draw closer to you in faith. Ek wil jy moet nader kom en geloof vanmôre, sê, Lord, I'm here for my healing. God, I'm here. Because jy verdien dit nie. So moenie laat die vyand vir jou sê, maar jy moet dit eers verdien nie. You don't deserve it, but it's a gift that God wants you to have this morning. Deliverance, it's a gift from God. Anders moes jy dit verdien het. En nêrens lees ek dat jy dit moet verdien nie. Ons is onverdienstelike sondaars gered deur genade. It is grace. Dis genade vanmôre dat ek hier is. Dis genade dat jy hier is. Dit is net omdat God goed is. Vader, en ek bid vanmôre dat U geloof in mense vanmôre sal lewendig maak en meer maak deur U Gees. En dat U vanmôre na die einde van hierdie oggend toe mense gaan deliver, gaan heel maak, gaan verander en gaan transform en sal verkoop en sal vernuwe. Ek bid vir 'n bonatuurlike ingryping en dat U woord in hulle lewe vanmôre en my eie lewe ook sal kom lewendig maak. In Jesus naam. Amen. Sê gou vir iemand langs jou, you won't leave here like you came in Jesus name. Sê dit gou vir iemand. Sê dit, jy moet dit bedoel. Sê, you won't leave here like you came in Jesus name. As daar niemand langs jou is nie, en iemand is by die huis, sê dit vir hulle sommer. Die Gees van die Here sal dit vir hulle oordra. You won't leave here like you came in Jesus name. Nou baie van u weet dat ons het begin in hierdie Vrydag, hierdie naweek, om God te begin vertrou vir vars olie. Vir 'n nuwe ingryping van die Heilige Gees, vir 'n nuwe aanraking, vir herlewing, en ons gaan dit een keer 'n maand, die einde van die maand se naweek, gaan ons vir daai naweek as gemeente, almal wat wil, jy kan 'n dag bid, die naweek deur bid, jy kan een dag vas, of jy kan net bid sonder om te vas, dit is soos wat jy gelei voel, maar ek weet net een ding,
Nie net hierdie gemeente nie, maar elke huishouding wat hier sit vanmôre, elke persoon wat hier sit vanmôre, ons skole, ons dorp, ons land, we need a fresh anointing of the Holy Spirit. Ek het 'n nuwe ingryping van God nodig, my vrou het dit nodig, my kinders het dit nodig, wel, en ons huwelik kan al gaan dit goed, kan baat vind met 'n nuwe anointing. So al gaan dit met jou goed, you can do with a new touch of fire of the Holy Spirit. Ons land het 'n ingryping van God nodig en daarom gaan ons begin vas en bid 1 keer 'n maand vir 'n naweek deur en ons sal God aanroep en ek wil dit duidelik maak, hierdie anointing revival gaan nie oor 'n lekker tyd in die kerk nie. It is about changing me and aligning me to come into the will of the kingdom, om my te aktiveer vir koninkryksdiens, om my te aktiveer vir die roeping waarvoor God my geroep het, sodat die gawes van die Heilige Gees die dorp kan terugbring na Jesus toe, dat elke dwelmhuis in hierdie dorp sal toemaak, dat elke plek waar daar donkerheid aangang, dat die lig van God hierdie dorp sal omkeer. En terwyl ek vanoggend bid, ek sê, Here, ek bid vir 'n aardbewing in die geestesrealm. Het jy al gesien wat gebeur wanneer daar 'n aardbewing onder die see plaasvind? Dan kom hierdie tsunami, die golwe. Niks stop dit nie. Nie mensgemaakte goeders nie. Niks bly stand hou behalwe dit wat God wil het moet bly staan nie. En dit spoel goed uit wat jy nie eers geweet het ergens was nie. So dit bring in die lig ook baie goed. Maar ek bid dat God 'n skudding in die geestesrealm sal maak, wat golwe van sy heerlikheid en van sy krag en van sy verlossing en van die koninkryk deur hierdie dorp sal laat gaan, dat geen helse mag sal dit keer nie. En God gee vir ons hierdie belofte in sy woord. Hy sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Op 'n ander plek sê, when the enemy comes in like a flood, God will raise up a standard against him. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink ons moet die komma skuif in daai skrifgie. When the enemy comes in like a flood, God will raise up a standard. Ek dink ergens het hulle die komma gemis. When the enemy comes in like a flood, God will raise up a standard against him. Prys die naam van U. Dit klink bietjie beter. Maar ons verander nie God se woord nie. Maar ek wil net vanmôre vir jou sê, ons moet baie keer opgewonde raak en sien wat God wil doen in ons lewe. En terwyl ons in hierdie week besig is en al laas week, en ek vir die Here vra, Here, ons moet nou weer begin vas en alles, wat is U hart? Toe kom hierdie fresh oil net by my op. Dit is nie net, hier is 'n oulike gedagte nie. Dit is soos asof die Here iets aansteek in jou en die Here sê vars olie. En my heel eerste gedagte oor vars olie was wel, dit is 'n new anointing, of dit is 'n uitstorting van die Heilige Gees en alles. En okay, Here, ons kan doen met nuwe olie. Ons kan doen ook met olie in die kanne, want ons het die liedjie ook voorberei vanoggend, ons het toe nog glad nie gesing nie. Gooi olie in die lamp van my. Woord van die Here sê dat ons moet olie in die lamp hê. Maar toe begin die Here vir my iets oopmaak in hierdie week, terwyl ek met hom besig is en oor hierdie naweek, en ek wil dit graag met julle deel. Nou, ek het baie lanklaas uit Psalm 23 uit bedien, behalwe op 'n begrafnis. So, dis nogal 'n begrafnisbekende Psalm. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek gebruik dit nie vanmôre vir mense wat na 'n graf toe gaan nie. Toe die Here vanmôre met my praat en oor hierdie naweek oor dit wat daarin staan in Psalm 23, besef ek, Here, hierdie is nie 'n woord vir dooie ouens nie. Dit is nie vir ouens wat op pad is graf toe nie, is so iemand wat op pad is fees toe. Psalm 23 is nie geskryf vir mense wat op pad is begrafplaas toe nie. Hy is geskryf vir mense wat op pad is na 'n fees toe.
Prys die naam van die Here. Nou ek gaan hom lees, maar ek gaan hom uit die Amplified uit lees en dan gaan ek met u vanaand kort en deel en ek glo dit vanmôre wil die Here meer doen as net die woord bring. Psalm 23 uit die Amplified uit, hy sê, "The Lord is my shepherd, to feed, to guide and to shield me, I shall not lack." Ander woorde, woord van Here sê op 'n ander plek, ek is die goeie herder, my skape ken my stem, hulle luister na my en hulle sal inkom en hulle sal uitgaan en hulle sal veiding vind. Hulle luister nie na ander nie, want hulle ken nie ander se stem nie, hulle luister na my stem. So as die skape nie luister nie, gaan jy ook nie by die kos uitkom nie. Gaan jy nie die groen weivelde hê nie. Maar die skape is heeltemal afhanklik van die herder. Hulle is afhanklik van die herder vir kos, vir beskerming, om hulle te lei na waar daar kos is, om hulle te lei in spore van geregtigheid en om hulle te beskerm. En dan hy gaan verder, hy sê daar wat u stok en u staf, die vertroos my. Nou, daar is twee goeders. Die een is om weg te hou van gevaar af, dis hierdie hak wat hy aan het, en die staf is om te beskerm. So daar's twee aspekte. Baie mense leer die herder net ken as die beskermer. Die Here beskerm my, maar hy guide my ook. Baie ouens wil nie geguide word nie. Here, ek wil nie gaan daar waar u sê ek moet gaan nie. Beskerm my net. Many people only seek God for protection, but not for guidance. Here, ek wil nie verander nie. Ek soek die beskerming, maar ek wil nie verander nie. Ek wil bly soos wat ek is. Ek wil nie gaan waar u sê ek moet gaan nie. Ek wil nie soontoe gaan nie, ek wil nie soontoe gaan nie. En dit is eintlik 'n teken van 'n bok en nie 'n skaap nie. Ek hoop nou nie jy's 'n bok vanmôre en die woord van Here sê en ek sal die bokke van die skape skei. Die skape van die bokke skei. Ja, gesien, as jy kan maar net daar Buckersfort toe ry. Daai goed luister vir niemand nie. Hulle eet wat hulle nie moet eet nie. Hulle klim op alles, loop oral. Jy kan hulle nie in toom hou nie. En dit is nogal hoekom God beskryf tussen die bokke en die skape. Want skape luister na die herder se stem, maar bokke is 'n hardkoppige spesie. Hulle wil nie luister nie, hulle doen net wat hulle wil en hulle is altyd in die gevaar. Loop altyd in die teerpad. Hulle luister na niemand nie. Jy kan vir hulle kampe opsit, hulle klim bo die drade. So mag die Here jou help dat jy 'n skaap sal wees. En ek sê dit nou nie in die sin soos wanneer iemand van iemand anders te kwaad is as jy bestuur Pick-n-Pay jou skaap nie. Ek praat nie van praat van 'n mooi skaapie van liewe Jesus. So kom ons kom terug by die woord van die Here. He makes me lie down in fresh tender green pastures. He leads me beside still restful waters. Hierdie is baie belangrik met betrekking tot dit wat God met my oor gepraat het oor die fresh oil. He refreshes and restores my life, myself, and He leads me in paths of righteousness, uprightness and right standing with Him, and not for me earning it, but for His name's sake. Yes, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me. Your rod protects and your staff guides me. They comfort me. Wanneer jy weet ek word protect en ek word geguide. As jy nie geguide word nie, beland jy op plekke waar jy nie moet wees nie. Maar as God jou guide, al gaan jy dan deur 'n want God het nie gesê ek gaan nie deur diep water gaan nie. Maar party ouens beland in die diep water omdat God jou nie soontoe gelei het nie. But when God leads you through the valley, it's because it's not about the valley but the destination. Dat God vat jou na 'n plek toe en terwyl jy daar deur gaan hoef jy nie te vrees nie, want nie net beskerm hy jou nie, hy wys vir jou om deur hierdie ding te kom. He leads you. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan nie daar uitkom waar God wil hê, as jy nie gaan toelaat dat God jou begin lei nie.
Hou op hardkoppig wees. Ek weet nie met wie praat ek vanmôre nie. Die Here praat met iemand in hierdie afgelope tyd oor besluite wat jou emosionele geestelike lewe aantrek en jy bly jou kop stamp en jy bly terugkom want jy kry seer en die Here sê vanmôre vir iemand, dis nie die mense om jou se skuld nie, dis omdat jy hardkoppig is om te luister na die stem van die Here. Hou op om jou kop te stamp. God praat vanmôre, jy hardloop elke keer terug vir protection, maar God sê vanmôre, dis tyd om te luister. Laat toe dat ek jou deur hierdie ding lei. As God nie jou leidsman gaan wees in the valley of the shadow of death nie, gaan jy met death te doen kry. Praat vanmôre baie ernstig met iemand in hierdie plek. Want jy soek net God elke keer vir die protection. Maar die res van die tyd loop jy net waar jy wil. God sê vanmôre, allow me to guide you. Because I've got a destination in store for you. Right, kom ons gaan aan. So your rod protects me and your staff guides me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My brimming cups runs over. Praat eendag met die oomie, hy is baie positief, ek vra vir hom, oom, hoe gaan dit met jou? Hy sê, dit gaan met my baie goed, my beker loop oor, ek drink uit my piering uit. Nou weet jy van jou nie ou dae toe jy nog koppies en pierings gehad het, en toe ek nog nie so gebewe het, soos dat ek nou bewe nie. Dit is dalk hoekom my piering ook vol was. Maar as jy die piering so lekker slikkie, so bederfie, wat in die hy sê, dit gaan met my baie goed, my beker loop oor, ek drink uit my piering uit. Mag die goedheid van die Here jou ook op 'n plek bring, waar jy die piering uit drink. Prys die Here, hy sê, my beker loop oor. Surely only goodness, mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord, and in His presence shall be my dwelling place. Nou ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie anointing, hierdie olie, waarmee God ons wil kom anoint. Nou, daar was 'n paar redes hoekom mense se hoofde geanoint geword het met olie in die ou tyd. Maar een van dit weet baie van ons dalk nie, en dit is juis hierdie gedeelte wat ek met jou oor wil praat. So baie ouens was geanoint vir 'n koning of wat ook al vir 'n spesifieke doel, en ons gaan dit nou baie vinnig aanraak. Maar die grootste deel oor dit het gegaan oor die feeste van die ou tyd. Nou in die ou tyd was daar weer die fees van trompette gewees, of die fees van die Pasga, of die fees van dit, en daar was soveel feeste. Maar almal wat opgekom het na die fees toe, hulle het nie almal byvoorbeeld in Leidenburg gebly en die fees was in Leidenburg nie. So hulle moes Stofbaailands kom om na die fees toe op te trek. Self op 'n stadium toe die Jesus met sy ouers met hierdie journey aangepak na die fees toe, en dit is daar waar Jesus toe ook, toe hulle terugkom, toe is Jesus nog besig in die tempel. Toe soek sy ouers om, waar is hy nie, hy hou nog kerk. Julle is al klaar met die fees, maar hy hou nog kerk, hy is nog daar in die kerk, gaan kry hom daar so. Hy is nog nie klaar om fees te hou nie. Prys die naam van die Here. Maar so het die mense dan opgetrek na die fees toe. En op hierdie pad na die fees toe het hulle baie dinge teëgekom op die pad. So baie keer was daar rowers gewees. Baie keer was daar gevare van diere en goeters, en baie keer het jy jou voet ergens teen 'n klip gestamp, en ergens het jy dalk jou enkel ook nou nog gesoek, want hulle het stofpad langs geloop, grondpaaie nie, het lyk amper soos hierdie pad hier voor die kerk verby is. Dit was nie padskraperpaadjies gewees nie. Maar so het hulle getrek vir dae lank. En dan as hulle by die plek kom waar die fees was, dan het hulle elkeen is seker nou maar gereël vir 'n huisheer, 'n herberg, 'n plek waar hulle gaan bly, net voor die fees sou aanbreek. En die gewoonte was dat as
van daardie huisheer, dat voor hulle nou by die fees kan kom, dan het hulle eers gekom, en dan het hulle gebad, om skoon te kom, en dan was hulle gesalf met olie, sodat hulle kan verfris word, dat die olie die wonde sou genees, sodat hulle 'n nuwe refreshment, 'n nuwe aanraking, 'n nuwe anointing kan kry om na die fees toe te gaan. Nou ek weet nie van jou nie, ek is op pad na die grootste fees toe van die eeue. Ek en jy is op pad. Hy sê ek het gaan om vir jou 'n plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer, en op hierdie pad hemel toe, want toe ek op pad is, het ek al 'n paar keer skeef getrap. Ek het ergens langs die pad al bietjie my nerve afgeval, en ergens langs die pad was daar 'n bietjie gevaar, en 'n leeu hier, en 'n adder daar, en 'n skorpioen hier, wat gekom het, en ou raak moeg gestap ergens, en die son het so bietjie gebrand, en ou raak baie keer moedeloos, halfpad, dan dink ou, Here, ek weet ook nie hoekom het ek hierdie journey aangepak nie. Ek weet ook nie, Here, dit is, dalk moes ek net eerder by die huis gebly het, want ek is nou al so bietjie moeg geloop op hierdie pad. Ek wil vanmôre vir iemand sê, ek wil vir jou sê, the time of refreshing is here, en dan die Here vanmôre vir my gesê, this is the season of refreshment that is coming just before the feast. Hier is 'n tydperk waar God sy kerk gaan kom aanraak. Hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort oor my diensknegte en my diensmaagde, oor die jong mense, oor die ou mense, en dan gaan hulle aanraak met 'n nuwe vuur, net voordat die grootste dag gaan aanbreek, kom die Here in hierdie tyd. Hy sê, this is a time for refreshing. Ek kan sien, jy's moeg geloop, ek kan sien, jy deur storms gegaan, ek kan sien, jy deur gesondheid issues gegaan, ek het gesien, daar is mense wat jou so bietjie in die rug gesteek het, ek het gesien, dit was 'n moeilike journey, maar jy is nog nie by die fees nie. Maar ek het 'n plek berei van ontmoetinge, sodat jy kan moed skep voor jy by die fees uitkom. Is dit nie awesome nie? Die anointing vind nie plaas by die fees nie. Dink 'n bietjie daaroor. Daar kom 'n tydperk voor die fees van 'n refreshment. Ek wil dit vanmôre vir iemand sê, jy wil by die fees uitkom met alle gewerk. God sê vir jou, here is a time of refreshment. This is a time coming in to a place, want ek het geweet, die ouens wat voorbereid was vir hierdie ouens wat kom, hulle het hulle verwag. Nie jy skielik, hier's nou ouens nie. They have prepared for the weary. God sê, ek is in voorbereiding gewees vir 'n tyd soos hierdie, waar ek sien dat my mense moeg is, waar ek sien dat die laaste 2-3 jaar nie 'n maklike jare was nie, waar ek gesien het waardeur jy gegaan het, waar ek jou trane gesien het, waar ek jou hulpgeroepe gehoor het, waar ek gesien het hoe jy oor jou kinders gehuil het, waar ek gesien het hoe jy oor jou man huil, waar ek gesien het hoe jy oor jou vrou huil. Ek het gesien waardeur jy gegaan het, en jy's amper op 'n plek waar jy wil opgee, maar God sê vanmôre, nog net so paar tree van hier is 'n tyd van verfrissing wat gaan aanbreek, en ek wil my mense aanraak met nuwe olie, ek wil hulle aanraak met 'n nuwe anointing. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na die van die 4 redes van olie. Soos ek gesê het net nou, as jy vers 3 kyk, dan sê hy, he refreshes and restores my life. So jy gaan nie net verfris word nie, jy gaan herstel word. Ek wil vir iemand dit vanmôre sê, wanneer jy toelaat dat God die pad vir jou lei tot by die plek van verfrissing, op pad na die fees toe. This world is not my home. I'm just a passing through. Maar God sê, hierdie is 'n tyd van verfrissing. Hierdie tyd wat nou aanbreek in die geestesreëling, word nie gekoppel aan 'n maand
en 'n jaar en 'n tydperk op die aardse kalender nie. Maar in die hemelse kalender het God gesê, hierdie is 'n tydperk van verfrisment en restaurasie wat aanbreek. Want jy kan nie in hierdie toestand by die fees aankom. Vir iemand sê God sê vanmôre, jy kan nie in die toestand waarin jy nou is by die fees aankom nie. Hoeveel van julle saam met my het in hierdie afgelope tyd sê, Here, as u net eerder nou wil kom. Maar God sê nee, there's just something I want to do in your life just before I come. It's a time of refreshment and a time of restoration that will only happen by the anointing of the Holy Spirit. This will only happen by the power of the Holy Spirit. God wants to have, but you need to enter into this place. Jy moet in hierdie plek instap wat God vir jou voorberei het. As jy buitekant gaan bly, gaan jy vuil bly, gaan jy moeg bly, gaan jy stikken bly, en God sê vanmôre, I need you to come in. Kom in my rus in, kom in my vrede in, kom in die plek waar jy weer my gees kan ontmoet. God praat vanmôre met iemand, dat jy het so besig geraak op die pad, om vir die Here te werk en jou lewe in orde te kry, dat jy nie in die rus van God meer ingaan nie. Jy maak nie meer tyd vir verfrissing nie, jy maak nie meer tyd, jy koop nie die tyd uit, om in die teenwoordigheid van God te sit, vir restaurasie en vir verfrissing nie. Hoeveel kan vanmôre eerlik hier sê, dat jy het doelgerig spesifiek tyd uitgekoop vir 'n nuwe anointing? Een of twee. Meeste van ons hardloop net omdat ons moeg is, maar ons gaan nie vir verfrissment nie. Here, want jy nou, okay, nou sien toe. Hardloop jy dood, okay, Here, sit daarom nog op die pad al. Jy hardloop op en af en op en af, en jy praat met die Here, maar jy maak nie tyd om in te kom, dat God jou kan verkoop, en jou siel kan kom vernuwe, en jy kan aangedoen word met nuwe olie. En God sê vanmôre, it will be only those that are going to enter into my rest, that will receive the time of refreshment. Alleenlik hulle wat voor die fees gaan tyd maak om te rus, om in my rus in te kom, en my toe te gaan laat, om jou te herstel. Jy sal ingaan, sê hy, en jy sal uitgaan, en jy sal wyding vind. Hulle wat na my stem leer, sal inkom, en hulle sal uitgaan, en hulle sal rus vind, en hulle sal vrede vind. Ek wil vanmôre vir jou sê, die geheim lê, kom net eers weer in, voordat jy kan aangaan. God praat vanmôre met mense. Jy is so besig om God te dien, dat jy nie meer tyd maak vir jouself nie. Praat vanmôre met iemand wat baie bid vir ander. Jy is so besig, jy dra jou hele familie in jou gebede. Maar jy is moeg, hoekom? Want jy kyk nie na jouself nie. Here, maar dis my verantwoordelikheid. God sê vanmôre, jy kan niemand help as jy moeg is nie. Jy wil vir almal raad gee, jy wil vir almal dra, jy huil vir almal, jy bid vir almal. Jy sit vanmôre hier en jy sê, Here, maar ek is moeg. Kan dit nie verstaan nie, want ek is dan besig met die dinge van die Here. God sê, laat my toe om God te wees in hulle lewe ook. Want hulle raak afhanklik van jou en nie van God nie. Maar Here, ek moet daar wees vir hulle, ja, volgens God se hart. You cannot be Jesus and you cannot be the Holy Spirit. There's things that only God can do in their lives. Jy kan niemand red nie, jy kan niemand genees nie. In die sin dat jy dit uit jouself uit wil doen. En God sê vanmôre, it is time for you. Here, maar ek voel skuldig as ek dit nie doen nie, wie gaan dit doen? God sê, dink jy, ek kan nie God wees sonder jou nie. Dink jy nie, ek kan jou kinders red, met of sonder jou hulp nie. Dink jy nie, ek kan iets in jou man se lewe doen, met of sonder jou hulp nie. As ek jou wil gebruik, sal ek jou gebruik, as ek jou nie wil gebruik nie, staan net in my skadu. Hou op om die las te dra, die verantwoordelikheid, om iemand by God uit te kry. Is nie jou verantwoordelikheid, jy moet net saai net.
Maar as jy nie saad het nie, God sê in sy woord, ek gee saad vir die saaier om te eet en saad om te saai. En hier's van julle wat, ek praat nou geestelik, wat jou saad wat jy moes eet, gesaai het. There was blessings God has prepared for you. Hy sê, I prepare a table for you. God sê, jy het van jou plek af opgestaan en jy het laat iemand anders te sit op 'n plek wat God vir jou voorberei het. Because you felt guilty. Here, maar hoe kan ek eet en hulle kry honger? God sê, hulle het 'n plek om te kom sit, but they don't want to sit. Jy moet al die bidwerk doen en hulle wil nie. Hulle wil op jou plek kom sit en eet. God sê vanmôre, kom sit, ek het vir jou 'n plek berei. Don't let the devil make you feel guilty, because God wants to restore you and anoint you and do something great in your life. Hier's baie hier wat vanmôre uitgemis het op 'n blessing because you felt guilty. Maar hoe kan God my nou, God sê, Vader, want ek jou naambordjie was nou by 'n troue gewees. Elke sitplek het 'n naam opgehad. In my geval moes ons nou 'n bietjie guidance kry, want toe was daar omtrent 4 Jacques gewees. Maar ons moet net seker maak, ek moes eintlik net gekyk het wie sit langs my, toe weet ek waar is my plek. Prys die Here. En dis hoekom ons guidance nodig het, want dan sit jy waar jy ook nie moet sit nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, God sê, ek het vir jou 'n plek berei, maar dit is tyd om in te kom. So refreshment and comfort used after the bathing to soothe the skin in a hot, dry climate symbolizes a transition from weariness of travel to the joy of the feast. Sê dit gou weer, gaan dit weer lees. So nommer 1, refreshment and comfort used after bathing to soothe the skin in a hot and dry climate symbolizes a transition from weariness of travel to the joy of the feast. Ek wil vanmôre vir iemand sê, your joy is about to change, because you were focused on the journey and you got weary because of the journey, and God's going to make you excited for the feast again. Ag, liewe Jesus. Kom ons so pastoor hoef sê, kom ons draai hierdie ouens in hierdie kant. Kyk of hulle wil. God sê vanmôre, jy was so gefokus op die pad wat jy stap, dat jy die joy van die feest verloor het. En God sê vanmôre, I want to do a transition in your life, where jy vergeet die goed wat verby is, en jy kyk weer, en jy raak weer 'n bietjie opgewonde oor jou redding. Jy raak weer 'n bietjie opgewonde, omdat daar vir jou 'n plek voorberei is, en dat Jesus gaan kom, halleluja, en ons gaan loop op die strate van goud. Die woord van die Here sê, ek is seker dat die lyding van die teenswoordige tyd nie sal kan opweeg teen die heerlikheid nie. En vanmôre sê die Here, jy kyk so na hierdie pad wat jy gestap het, en God sê vanmôre, ek wil hê jy moet die fees raak sien, ek wil hê jy moet weer opgeronde raak oor dit wat ek vir jou voorberei. En God sê, there is a transition that's going to happen now. Mense gaan weer opgewonde raak oor God. Jy sien, en dit gaan nie eers, want as Jesus nie daar was nie, wou ek ook nie daar wees nie, al was die strate van goud. So dit gaan nie oor die nuwe hemel en die nuwe aarde en die fees wat voor. Dit is omdat hy daarin gaan wees en hy gaan self alles verlig. Daar gaan nie 'n nag wees nie. Hy gaan self it's because he is there. My home is in heaven, just waiting for me. My home is in heaven. Dit is waar ek wil wees vanmôre. Van laas het jy gewens om by die hemel uit te kom, maar nie omdat jy moeg is nie. Ag Here, hoe jy nie net kom nie, ek wil moeg. En dis nie hoe God jou by die fees wil uitkry nie. Verstaan dit vanmôre? God wil nie hê jy moet by die fees uitkom omdat jy moeg geloop is nie. Hy wil hê jy moet by die fees uitkom omdat jy nie kan wag om daar te kom nie. Restoration of your joy in the Lord. This is what is coming. Nommer 2. Consecration or setting apart
Oil that signifies that a person was being set apart for a specific holy purpose or a divine favor. God gaan iemand se roeping in hierdie tyd herstel. Die pad het gemaak dat jy fokus verloor het oor hoekom God jou geroep het en waartoe jy op pad was. And God said there's a restoration for the purpose that I've called you for. I'm doing a new anointing in your life that's going to set you apart for holy use. So dit is die ander deel van hierdie anointing is to restore your identity and your purpose in the God in God's in your life. There's a restoration and a set apart. God sê, ek gaan jou een kant sit vir heilige gebruik. Ek gaan jou daardie wat ek jou mee geroep het in die begin. I'm gonna set you apart and I'm gonna anoint you for my purpose. God's gonna restore purpose. So after refreshing comes restoration of purpose. Jy is nie opgewonde nie. Is jy nie opgewonde, God wil 'n purpose. Hoeveel van jou het nog 'n purpose? Nog ek net by die hemel uitkom. Nee, dis nie 'n purpose nie. Ons almal moet daar uitkom, almal wil by die fees uitkom. Maar jy sien die fees het oor iemand gegaan. Okay. Ek sê die fees het oor iemand gegaan, James. Die fees het gegaan oor 'n koning van die konings. Die fees gaan oor die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die redder van die heelal. It's about him. Die Here help hierdie mense, laat hulle sal opgewonde raak oor Jesus weer. Nommer 3, kom ons haal onsself. It's a symbol of joy and abundance. Anointing was associated with the celebration and prosperity. To be anointed with the oil of gladness indicates God's blessing. Nou praat nie van aardse goed nie. Die vyand het so baie van jou kom steel in hierdie afgelope tyd. Die vyand het genesing by jou kom vat, gesondheid by jou kom vat, joy by jou kom vat, blessings. Ek ervaar dat God sê, ek wil vir jou nou, jy loop net in lewe, maar jy's veronderstel om lewe en oorvloed van lewe te hê. Jy loop net in die net genoeg. Ag Here, gee my net genoeg om by volgende Sondag uit te kom. Gee my net genoeg om by Woensdag aand uit te kom. Gee my net genoeg om deur hierdie dag te kom. Seker net ek wat al dit gebid het. Ag Here, help my net deur hierdie dag. Ja. Hoekom lewe jy? Om kos op die tafel te sit. Sodat ons kan gaan eet en weer kan werk en geld kry en kos op die tafel sit. Waarna sien jy uit? Die kos op die tafel. Ag Here. Vir my kinders vra jy nie waarvoor dit hulle lus om te eet nie. Want dit is nie een ding wat in die huis of in die spens of in die huiskas is nie. Dis ekstra goed. Dit is abundant of life. So, hulle soek nie net lewe nie. Hulle soek die oorvloed. Ons kan nie altyd vir hulle die oorvloed gee nie, maar Jesus kan. En hoeveel van ons het joy? Wat? Ag Here, ek is bly in die Here. Ek is bly oor hierdie etikie en ek is bly oor hierdie openbaring ken. Ek is bly oor hierdie skrifgie. Maar nou het ek nog 'n skrif hier nodig van die joy only. God say, I want to do something in you. Strome van lewende water, abundance of my Holy Spirit, abundance of my presence, abundance of my anointing. Toe ek het hierdie skrif hier, ek dink gister of oggend geshare, waar jy sê, you walk, you've got the privilege to walk in His presence, en jy kry die geur en die aroma van sy teenwoordigheid in jou lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wants you to experience the abundance of His presence
presence in your life. This is not about earthly wealth, it's about spiritual wealth in Him. God sê vanmôre, ek wil nie hê jy moet met 'n ou klein olietjie hier rond gee vir my daai olie voor in my sak. Kyk, ergens is so olietjie. So klein enetjie wat soos 'n lipstifie dingetjie werk. Ja. Hy moet daar binne wees ergens of in die kant. Ja, en baie sakkies. Jy sien baie van ons loop, ag Here, ek het myself olietjies. Ek kan daarom ietsie doen. Ekskuus, ek is nou nie voor die kameraman sit stil, jy moet die kamera skuif, joh. Hierdie is nie abundance nie. Laas jaar by die konferensie, paaskonferensie, so by the way, maak julle gereed vir 'n awesome konferensie hierdie jaar. Weet nie wat gaan die Here doen nie, maar ek weet net, it's gonna be abundance. Prys die naam van die Here. Laas jaar by die konferensie, toe kom Wiekes met hierdie olie aan. Kyk, jy kan nie die twee vergelyk nie. En hy was bietjie voller, hy het al gewerk, hy het bietjie gewerk, en baie van ons, Here, ek is tevrede, van ek het 'n bietjie olie. I'm good to go, a traveling pack. Maar God sê vanmôre, ek wil die vreugdeolies van die hemel bokant jou oopbreek. Ek wil nie hê met 'n bietjie in jou sak loop, wat jy nou en dan jouself so bietjie mee salf nie. Ek wil die vreugdeolie van die heerlikheid van God oor jou uit laat loop, dat dit van jou hoof af sal afloop, oor jou skouers, en oor jou heupe, en oor jou bene, en oor jou voete. Ek wil jou salf met die heerlikheid. Baie van ons, Here, ek is tevrede met net so bietjie van God se teenwoordigheid, net so bietjie van die Heilige Gees. Here, ek het daarom so 'n go-to travel pack van God se Gees. God sê Gees, hy sê nee, I want you to walk in. Ek wil hê jy moet nie hê dit moet net by jou wees nie. I want to bury you in my presence. Ek wil hê dat my woord moet in jou wees en jy moet in my wees. Ek wil hê dat jy verseël word met my heerlikheid en my krag. You need to walk in the presence of God's Holy Spirit, so dat wanneer jy Johan kom staan hier gou by my. As jy vol olie is, as jou hele lyf drup van olie, en ek kom en ek loop verby hom, en ek raak aan hom, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan vol olie raak. Maar as ek met hierdie olie loop, ek kan hom 'n drukkie gee. Hierdie olie gaan niks aan hom doen nie. Ek gaan dit doelgerig moet uithaal en vir hom so 'n bietjie aansmeer. Maar wanneer jy drup van die heerlikheid, kom aan sit. Wanneer jy drup van die heerlikheid van God, gaan jy verby mense loop. Paulus, hulle kom en hulle vat stukke van hulle klere wat van hulle afkom en hulle gooi dit op die siekes en die siekes staan op en hulle loop. Hoekom? Want dit het afgesmeer. God wants to anoint you with the Holy Spirit, so when you pass somebody, they will experience the deliverance power of the Holy Spirit. God sê vanmôre vir iemand, hou op tevrede wees met hierdie bietjie. Ek wil vir jou doop met my gees en met my vuur en met my heerlikheid, sodat jy kan stil. Jy sien, baie van ons ontvang die Heilige Gees. Daai is bewys. Jy sien, sy is so klein as 'n rakie tot die mekaar oor wat kom van God of van wat nie. Die woord van die Here sê dat as ek my hart vir die Here gee, dan ontvang ek die Heilige Gees. Jesus kom voor die disippels opvaar, hy blaas oor hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees van God. So hulle die Heilige Gees ontvang. Toe sê hy vir hulle, gaan wag op die belofte van die Here. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van God oor julle kom. So daar's 'n verskil tussen die doping in die Heilige Gees en om die Heilige Gees te ontvang wanneer ek my hart vir God gee. En baie mense is tevrede om die Heilige Gees te ontvang. Maar hulle gaan bewag nie op die, wat is dit? Die belofte. Okay. James, die belofte
Gaan wag op die belofte. Gaan wag op die belofte. Dis 'n belofte. Wanneer jy wag, wanneer jy in die binnekamer ingaan, wanneer jy tyd maak om by God te spandeer, dan kom die belofte. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer so many people walk with the Holy Spirit, but they don't walk in the Holy Spirit. Okay, Here, U sal dit vir hulle vanaand openbaar. Sal hulle daar nie weet nie. Ek weet nie van jou nie. Ek wil nie meer net loop met die wete dat ek het die Heilige Gees nie. I want to walk in the anointing of the Holy Spirit. I want to walk in the presence of the Holy Spirit. Hy sê dit, want as ek dit nie kan kry nie, hy sê, en as ek dit kry, wat gebeur? En julle sal my getuies wees. Dit gaan afsmeer. Dit gaan afsmeer. Die Here weet dat iemand het nodig dat die krag van God in hulle afsmeer. Jy moet iemand 'n drukkie gee en dan val hulle sommer 3 tree terug weens die krag van God. Die laaste gedeelte, spiritual protection. Hierdie was vir my awesome. In hierdie gedeelte praat hy oor ek is die herder en julle is die skape en ek sal julle lei. Spiritual protection, similar to a shepherd putting oil on a sheep's head to protect it from the pests, and symbolizes God's protection over one's mind and thoughts. Ek het dit nie geweet nie, dit het ek nou gaan kyk, dat die herders van daai tyd het olie bo die skaap se kop uitgegooi. Want daai olie het dan pes, siektes en goggas en vliee en alles van die oë en die neus en die gesig en al hierdie sagte plekkies af weggehou. For protection. So skape was geanoint met olie oor hulle hoofde, oor hulle, ek het hom dood gepreek. Prys die Here. Wie kies ek gaan jou nou vat? Prys die Here. So, skape was geanoint vir protection. So wat is die laaste ding wat olie in jou lewe kom doen? Dit verseël jou in die beskerming van die Allerhoogste. Slaap maar weer hierdie kant. Dit verseël jou onder die beskerming van die Allerhoogste. God wants to anoint you so that you will be marked for His protection. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het. Ek wil vanmôre vir jou sê dat God sê vars nuwe olie is op pad. Vars nuwe olie vir al hierdie bogenoemde dinge. Kom die Here sê ek wil jou kom anoint. Maar jy moet inkom, weg van hierdie travels af en op 'n plek kom waar jy begin voorberei vir die fees. Jy sien die pad bring my net op pad fees toe, maar daar is hierdie tydperk van voorbereiding vir die fees. En dis waar ons nou is. Jy, dit soos wat Wieke vanoggend gesê het, as jy dit nie nou al kan sien, dat Jesus op pad is nie, en dat ons nou op 'n plek is vir die voorbereiding van die fees nie, dan gaan jy dit mis. God sê vanmôre, this is a time of refreshment, this is a time of preparation for the feast. En jy gaan moet inkom, doelbewus, sodat ek jou kan anoint. Staan op jou voete saam met my vanmôre, net daar waar jy is. Ek wil hê vanmôre, daar waar jy staan, sê Here, ek kom in. Ek kom in. Ek kom in en U rus in. Here, ek kom in. Ek is moeg geloop. Hierdie pad was vir my lank. Ek is moeg geloop, Here. Here, ek het seer gekry op hierdie pad. Ek is moeg, Here. Ek het challenges gehad op hierdie pad, Here. Ek kan nie meer nie.
En God sê dit, jy het by die plek van refreshment uitgekom. Wil jy nie vanmôre ook inkom en tyd maak? En ek wil vandag vir jou sê, jy gaan regtig waar gaan moet tyd maak vir dit. God sê, jy hoef nie meer hiervoor te vra nie, kom net in, want jy het nodig dat ek jou kan skoonmaak van al die stof van hierdie pad, al hierdie goed wat aan jou kleef, al die tekens dat jy deur 'n rowwe tyd gekom het. Ek wil jou eers skoonmaak en dan wil ek jou anoint. En ek wil jou restore, sodat jy reg kan wees vir die fees. Here, dankie dat ek vanmôre die woord kon bring, soos wat U dit op my hart gelê het. Ek wil bid dat U deur U Gees mense nou met hulle sal praat, en het al reeds begin praat, dat hulle nou hulle self deur die Gees van God sal align met dit wat in die geestesrealm nou moet gebeur in hulle lewe. Lord, please align us to enter into this time of refreshing, this time of new oil. God, en Heer, ons wil gehoorsaam wees vanmôre. En ons eer U en ons loof U en ons prys U. In Jesus naam. Amen. Kom maar daar.